Dis very dramatic, daai musiek. Goeiemôre julle. Dit is lekker om vanoggend saam met julle te kuier. Ek was so bekommerd dat julle almal op die strand is vandag en nie hier nie, want die weer is so mooi, né? Dis 'n pragtige dag, maar moenie te vinnig bly raak nie. Ek sien heidaglik sê die weervoorspelling volgende Sondag is 13 grade. Okay, maar julle gaan dan ook hier wees, né? Net bietjie met dikker klere. Dit is altyd lekker om saam as gemeente te wees. Ek kyk sommer nou so na daai video en sien iets daarvan what do you say of what does it mean as ons praat van die woord church of kerk. Dit was so iets op die video, kan nou nie onthou nie. En dis presies waaroor ons reeks ook gaan. Ons vra so 'n bietjie die vraag, as ons dink aan kerk, wat sien ons? Wat hoor ons? Watse prentjies het jy? So ons gaan vanoggend aan met hierdie reeks wat ons verbeel jou noem. Maar voor ons daartoe gaan, wil ek ook vanoggend vir jou sê, verbeel vir jou hierdie kerk, hierdie pragtige gebou van ons het splinternuwe matte in. Sulke mooi grys is. As jy daar gaan kyk in die portaal, as jy nou uitstap aan die regterkant, daar is die voorbeeld ook van die mat wat ons wil insit. So gewoonlik sien mense dit nie raak op 'n Sondag nie, want dit is bietjie donkerder in die stoele, maar ons matte het regtig sy dae gehad. Oral is kolle en merke wat ons glad nie meer kan uitkry nie. Laas Sondag ook dit gesê, excellence inspires people and it glorifies God. So in die lig van ons gemeente wat tot einde Julie, jaar tot datum, op datum is met ons inkomstebegroting, het ons besluit, dis nou ook 'n goeie tyd om dit aan te spreek. So baie dankie vir elkeen wat al reeds bygedra het, ons waardeer dit, daar het 'n klomp bydraers bygekom. Ek dink dit is nou in die omgewing so van 106 000 rand wat ingekom het. Die projek is 274 000. So hoe dit werk is, jy kan dan vir jou 'n kaartjie vat waar op die bankbesonderhede is. Jy sal sien daar op die illustrasie wys dit hoeveel mat het ons al, hoeveel kaartjies daar is, beteken hoeveel mat ons nog kort. So dan kan 'n kaartjie verteenwoordig 'n bydrae. Ons het gesê R500 vir 'n vierkante meter mat, maar as jy nie R500 kan bydra, jy kan minder bydra, 2 halwes maak 'n hele. So enige bedrag, en ons vertrou dat ons vinnig dit nie net meer sal verbeel, hoe lyk die plek met nuwe matte wat vir baie jare ons kan dien nie, maar ons glo dat hierdie verbeelding in realiteit sal omgaan. So baie dankie, ons waardeer dit en ons glo dat ons dit vinnig kan afhandel. Nou ons gaan bietjie kuier in die woord. Ons gaan praat oor verbeel jou, dit is ons reeks se naam. Nou ons het laasweek ook gesê, wat het verbeelding met geloof te doen? Nagel, hoekom praat julle oor verbeelding in die kerk? En toe het ons begin met Hebreërs 11 vers 1 wat sê, die geloof, ons leef in geloof. Op 'n ander plek, voor ons Hebreërs doen, 2 Korintiërs 5 vers 7, sê Paulus, ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskoulike nie. Met ander woorde, nie net dit wat ons hier voor ons sien nie. Ons wandel deur die geloof, en dan sê Hebreërs 11 vers 1, geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So God het ons gemaak met verbeelding. Hy het ons gemaak met oë van die hart. Dis hoe Paulus dit noem. Oë van die hart, geestelike oë, om goed te kan sien, voordat jy dit nog met jou fisiese oë kan sien. Een van ons spanlede daar in die Kaap sê, hy ry verby 'n laning bome, maar dis daai bome, daai lang bome wat hulle lyk vir my soos kersies. So lang laning daar, so hy sê, en toe hy daai laning sien, dis so mooi, toe klik hy. Dit was nie altyd daar nie. Iemand het op 'n dag daai laning gesien in sy verbeeldingswêreld. Hy het gesien, hoe gaan dit lyk as hier af so mooi laning van hierdie tipe bome staan. En daai persoon het gegaan, dalk saam met ander mense, gate gegrou, en die boompies mooi eweredig uit mekaar geplant. En vandag staan dit daar, kan jy dit met die fisiese oë sien.
God het vir ons hierdie kapasiteit gegee om geestelike goed te kan sien en ons noem dit dan natuurlik ook geloof. So dis 'n kragtige gawe wat werk saam met ons geloof. Nou as jy nou net gou gedink aan die Ou Testament. In die Ou Testament was daar mense soos Daniël, daar was mense soos Esegiel. Hulle het geweldige interessante prentjies gesien oor die toekoms. En hulle het daai goed in prentjies en in beelde en in verbeeldingswêreld het hulle taal gebruik sodat mense dit kon sien en kon verstaan. Selfs in Johannes wat in die hemel inkyk in Openbaring, gebruik baie beelde, baie beeldspraak sodat ons sekere goeders kan verstaan oor die toekomstige wêreld ook. En dan kom Jesus op aarde. Matteus gaan so ver dat hy in Matteus sê en Jesus het gelykenisse gebruik en hy het niks geleer sonder om gelykenisse te gebruik nie. So Jesus vertel stories, hy gryp mense se verbeeldingswêreld en daai verbeeldingswêreld help hulle om te sien wat hy bedoel, wat hy wil sê. So ons kan amper sê ons geloof begin of ons geloof gaan hand aan hand met verligte oë. Dis wat Paulus bid in Efesiërs 1. Ons gebruik daai skrif baie hierso. Hy sê ek bid vir julle vir verligte oë van verstand sodat julle kan sien wat is die hoop wat julle roeping inhou. Met ander woorde, roeping roep na iets toe wat dit inhou. Dit is iets wat julle geestelike oë moet sien. En dis waar ons in hierdie reeks praat. Ons praat oor kerk. En ou kan so maklik sê, okay, kerk, ek weet wat's kerk. Ek weet hoe werk kerk. Ek weet, ons gaan kerk toe. Ja, ek weet dit van kerk. Ek weet ook, ons is nie net kerk. Hier nie, Keilar het nou net gesê, ons is ook kerk daar buite. Ek weet al daai goeters. Maar ons wil reeds in hierdie reeks sê, Here, opnuut, kom gee ons onsself vir U, ons gee ons geestelike oë, die oë van ons harte, gee ons vir U en ons vra U Gees, kom wys vir ons opnuut, wat het U gesien oor kerk? Ons wil dit sien. Ek sê altyd, daar is nie 'n ander plan vir hierdie wêreld nie. God het sy kerk gekies. Daarom is dit so 'n belangrike tema, en ek wil jou vra om saam met my te sien en te visualiseer dit wat die Here sien en vra die Heilige Gees om dit vir jou te wys. Nou, ons gaan vandag inspring by 2 Korintiërs 10. Daarso sê Paulus iets baie, baie interessants oor ons kapasiteit, oor ons vermoë om geestelik te kan sien. Maar hy kom so bietjie met 'n ander angle. En die angle wat hy vat is dalk nou nie 'n angle wat ons wil hoor nie, maar ons kan die krag van dit verstaan wanneer ons 'n bietjie indelf in hierdie skrif. En die angle wat hy vat, hy sê vir ons om met ons geestesoë te kan sien, is daar 'n bietjie 'n stryd aan die gang. Daar's 'n geestelike oorlog aan die gang. Hoor hoe beskryf hy dit? 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5. Hy sê die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, maar danksy God kragtig om sterk vestings af te breek. Nou as jy die woord vesting ook hoor, ons sien dit nou nie meer so baie nie, maar baie van die stede in daai tyd het sterk mure om dit gehad. Dit was vestings genoem. So dit was 'n beskerming. En nou sê hy, ons wapens is nie menslik nie, maar kragtig in God om daai sterk mure, daai goed af te breek. Redenasies te vernietig en ook elke skans wat opgerig word teen wat? Teen die kennis van God. En daai kennis is doxa, die opinie, die heerlikheid van God. So nou hoor jy klaar, daar's goed wat kom teen die kennis van God. Sterk mure, vestings, skanse, argumente, maar danksy God, ons is kragtig om dit af te breek. En dan sê ons neem ook elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Nou hoor gou hoe sê een van die Engelse vertalings dit. Meeste van ons, as ons Engels lees, dan lees ons die New King James Version, maar jy kry ook die ou King James Version, nee, net KJV, ja, nie NKJV nie. So die ou King James Version gebruik nog tale soos thoueth en exalteth en al daai hogere Engels. So hier so een in hierdie vers ook. Maar hoor hoe mooi sê dit. Hy sê nou ons het hierdie wapens, dis sterk om vestings af te breek en dan casting down imaginations, verbeeldings, gedagtes, verbeeldings. Ek het vanoggend
het ek met iemand gepraat, wat sommer net kom sê het, oor, sommer net in hulle kringe, waar hulle gedeel het met goed, waar verbeeldings weggehardloop het. Leuns, waar leuns van die vyand weggehardloop het. So casting down imaginations and every high thing that exalteth, daar is hy, exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Wat sê Paulus hier vir ons? Hy sê, daar's redenasies, daar's verbeeldings, daar's argumente, daar's vestings wat opgerig word teen die kennis van God. Maar ons wapens is kragtig in die Here. Ons kan dit gevange neem en ons kan dit belyn met dit wat God sien. En ons kan die Heilige Gees vra, want ons wapens is nie vleeslik nie, it's not carnal, but it's in the spirit. Ons kan die Gees vra om ons te help met dit. En vanoggend wil ek sommer op daai noot sê, as jy sukkel met jou gedagtewêreld, vra die Heilige Gees om jou te help. Paulus skryf ook, hy sê, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Hier sien ons duidelik, hoe kan die vyand kom teen jou verbeeldingswêreld? Hy kan jou verbeeldingswêreld vat en hy kan dit negatief draai. Hy kan dit negatief gebruik. So vra die Gees, as jy hom moet 5 keer op 'n dag vra hom. Hy het gekom as ons helper. As jy hom moet 150 keer vra hom. As jy hom moet 1000 keer vra, as jy hom elke 3 minute moet vra hom. Hy wil jou help met dit. Kragtige wapen. So Paulus sê, vir ons om by ons roeping uit te kom, ook ons roeping as kerk, gaan dit beteken dat ons stil staan en sê, Here, daar's dalk prentjies, argumente goed, gedagtewêreld, dinge wat ek oor die kerk het, en ek het dit in my boksie gaan sit, en dis waar dit vir my pas, en ek wil u nou vra, help my om ook sekere maniere wat nie belyn is met hoe u dit sien nie, hoe u droom, hoe u verbeel, hoe u vir ons dit wil wys nie, dat ek dit dan sal afbreek. Dis waarvoor ons bid in die kerk. Nou, ek weet as iets afgebreek word, is dit nie altyd lekker nie. Maar wanneer dit afgebreek word, kan dit reggemaak word, dit kan reggestel word. En daarom vra ons die Heilige Gees dan, saam met hierdie, Here, breek dit dan af, dat dit moet afbreek. Kom stuur in ons u gedagtes. Hoekom? Want wanneer ons iets sien, dan kan ons dit begin leef. Nee, ek gebruik altyd die spreekwoord, if you are on sight, you have insight. Jy het nie insig as jy nie on sight is nie. Dis dieselfde beginsel. Dis wanneer ons iets na iets toe gryp, dit trek ons aandag en ons gryp dit na ons toe, dan word dit nie net begryp nie, dit word begrip. Verligte oë van verstand. En as jy begrip het, dan begin jy dit te leef. Then it's not on sight, on top, it's on the inside. Dis andersom. It's on the inside, it's not on top. Dis van binne af dan uit, dan gebeur dit van self. Ons noem dit ook identiteit. Nou as jy laasweek se woord gemis het, wil ek jou vra gaan luister het, want daar het ons gepraat oor die eerste verbeeldingswoord wat Jesus gebruik het, sodat die disippels iets kon verstaan van sy kerk. So ek gaan dit nou nie vanoggend herhaal nie, maar dis die woord van Ecclesia. Petrus het 'n openbaring, Jesus vra vir hulle, wie sê julle is ek? Petrus sê, hy is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus antwoord sê, God self het dit in jou geopenbaar, nie vlees en bloed nie, en op hierdie openbaring, op hierdie rots, gaan ek my kerk bou, my Ecclesia. En net daar, wil ek amper sê, word die kerk ook gebore. Ons weet die kerk is ook gebore op Pinksterdag, maar daar is soos 'n voorloper, want daai disippels verstaan dadelik wat aangaan. Hulle verstaan dadelik, Ecclesia, uitgeroepenis, dis wat dit beteken. Hy's 'n koning met 'n koninkryk en nou vat hy 'n groep mense, 'n Ecclesia, en hy stuur hulle in die wêreld in om sy koninkryk oral bekend te gaan maak, sy koninkryk oral te vestig, sodat sy koninkryk kan kom. Hulle het dit dadelik verstaan. Hulle het dit dadelik geweet, en daarom het die vroeë disippels al dadelik geweet, ons sien dit in die Handelinge kerk, dat die kerk nie net 'n plek is nie, natuurlik was daar die tempel en die sinagoge, maar dat die kerk nie net 'n plek is waarin mense kom nie, maar dis 'n beweging van mense wat gaan.
Oral waar hulle gaan, is hulle Ecclesia om die koninkryk van God te announce, bekend te maak, te wys hoe lyk dit en mense te nooi om deel te raak van hierdie ewige koninkryk en alles van God se lewe wat in daai koninkryk opgesluit is. Nou vandag gaan ons kyk na nou nog 'n beeld, nog 'n prentjie, nog 'n verbeelding, nog 'n geloofsbeeld, hoe jy dit ook al wil noem, van hoe kerk beskryf word. Nou hierdie woord is so, of hierdie beskrywing is so bekend. Dis iets wat as ek nou gaan sê, waar is vandag gaan praat, gaan jy sê, regtig Nagel, kan ons nie oor iets anders praat nie. Maar partykeer raak ons so gewoond aan iets, dat ons die waarde van dit verloor. Ons raak so gewoond aan 'n ding, dat ons die betekenis daarvan verloor. En dis wat ek volgende vir jou wil vra. Maak jouself net oop en sê, Here, wys vir my weer opnuut die betekenis van dit. Nou, voor ek vir julle die woord gaan gee, gou 'n storie van hoe raak ons gewoonlik gewoond aan iets. Nee, ja, as hierdie storie, ons vertel dit altyd by ons familie op missiekursus, wat vanoggend ook was, gelyklopend met die eerste diens, vertel ons van hierdie dogtertjie, wat by haar ma gekom het, wat besig is om skaapbout te maak. Toe sny haar ma die kante, al twee kante van die skaapbout af. Toe sê sy vir haar ma, mamma, maar wat maak jy? Hoekom sny jy die kante af? Wat is die rede vir dit? En sy kyk haar, soos sy sê, nee, ek weet nie. Ouma het dit altyd afgesny. En hulle dink toe, nee, wag, nou begin hierdie ding hulle so 'n bietjie te pla. Bel vir ouma. Ouma, hoekom het jy altyd die kante van die skaapbout afgesny? Wat is die rede daarvoor? Ouma dink so 'n bietjie, sy sê, nee, ek weet nie. Ouma Grootjie het altyd die kante van die skaapbout afgesny. En gelukkig leef ouma Grootjie nog. Hulle bel vir ouma Grootjie. Hulle sê, ouma Grootjie, hoekom het jy altyd die kante van die skaapbout afgesny? Want ons is nou besig om skaapbout te maak, ons sny die kante af, maar ons wil weet hoekom ons dit moet doen. En ouma Grootjie het so rukkie stil gebly en sy het gesê, vir wat doen julle so 'n dom ding? Ek het die kante afgesny, want die oond waaraan ek die skaapbout gemaak het, was te klein. So, baie keer doen ons maar net iets, en ons kerk maar net, want ons het nog altyd gekerk. Gister toe sê iemand iets wonderliks van ons omgewing. Hulle sê, ons omgewing hier, mense gaan nog kerk toe. Prys die Here vir dit. Dis 'n goeie gewoonte. Hou aan om dit te doen. Nooi nog mense saam. Hulle wat nie die gewoonte het, die bring hulle. Maar hoekom kerk ons? En dan kom Jesus en veral dan Paulus, later so oor die kerk, want hy gee vir ons nog 'n beeld, en hy wil ons moet verstaan wat is hierdie beeld. En hoor gou vir jou, voor ek die woord vir jou gaan sê, gaan jy die woord self ontdek. Hoor hoe begin hy te skryf aan die Korintiërs. Nou onthou nou gou, die Korintiërs gemeente ontstaan, dis Jode wat in Jesus begin glo, en dis ook heidene wat in Jesus begin glo, so hulle kom van oral af, goeie gemengde groep. Nou sê hy, Paulus, deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus en die broer Sostenus, en aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is, deur God geroepe heilig is, saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Kyk gou daai woorde wat daar onderstreep is. Broer. Hulle Here, maar ook ons Here. God, ons Vader. Die Here Jesus Christus, ons Vader. Wat hoor jy in hierdie gedeelte? Paulus skryf nou vir die mense. Jy hoor dadelik familietaal. Wat sê Paulus hier vir ons? Wat sien jy as jy die woord kerk hoor? Paulus sê dadelik vir ons, hierdie Ecclesia, wat beweeg, wat die koninkryk van God op aarde bring en bekend maak en almal nooi, is nie sommer net 'n beweging, sê, hey, kom ons loop nie. Hulle is 'n familie. They are family. They are closely knitted together. En die arme eerste dienste ouens het dit nou gemis, want ek het daaraan gedink deur die nag, toe vergeet ek dit in die diens, en toe onthou ek dit nou. Ons het 'n liedjie gesing. I love this family of God. Party koppe knik, al die ou Pinkstermense. So closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family.
Dis Openbaring daai. I love this family of God. So closely knitted into one another. They've taken me into their hearts. Ek is so bly ek's deel van hierdie familie, want dit het my hele lewe verander. My lewe sou saai gewees het sonder die familie van God, ek weet dit. Kan ek met soveel oortuiging sê. En dis wat hier gebeur. Paulus begin hieroor te praat. Hy noem hulle broers, hy noem hulle ons Vader en so aan. Nou, dink gou daai Korintiërs wat dit gehoor het. Hulle het geskrik. Hulle was geskok gewees. Hoekom? Want hulle het 'n ander prentjie gehad. Dit was 'n klomp heidene, maar dit was ook Jode. En vir die Jode was familie heeltemal iets anders. So vir Jode het alles gegaan oor jy moet uit die bloedlyn kom van Abraham en dan is jy deel van die Jode, maar dan is jy ook hierdie een volk, Israel. As jy die bloedlyn van Abraham uitkom, dan is jy die familie van God. Want ons ken die storie, né? God vat twee mense, Abraham, Sarah, kan nie kinders hê nie. God vat hulle, die wonder van dit, mense wat die kinders kan hê nie, en hy sê vir Abraham, ek gaan vir jou 'n seun gee en in jou of deur jou sal al die nasies van die aarde geseënd wees. So dit was hulle reference, hulle verwysing van familie van God. Onthou jy het Abraham geroep, God vir Abraham geroep, ek lees dit gou vir jou, Genesis 12, ek sal jou groot nasie maak, jou seun, jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees, en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Nou vandag verstaan ons dit, maar daai Korintiërs het dit nie lekker verstaan nie. Vandag verstaan ons, daar was Genesis 1 en 2, en in Genesis 3 tot Genesis 11 lees ons, dis 'n groot commotion, dis die sondeval, goed breek, geweld vul die aarde, daar kom vloek in plaas van seën. Wat gebeur in Genesis 12? Dank die Here vir sy liefde, vir sy genade. In Genesis 12 kom ons God, ons Vader, hy gaan na Abraham toe, en hy sê vir Abraham, ek sluit met jou 'n verbond, 'n verbintenis, in jou gaan al die nasies van die aarde geseënd wees, deur jou Abraham, the curse is gonna be reversed. Genesis 3 tot 11, is moeilik, moeilik om te lees. Die mens was ongehoorsaam, die resultaat van dit was alles buite God, is dood, is vloek. Maar hier is Genesis 12, die wonder van 'n God wat kom en sê, Abraham, ek gaan met jou 'n familie vorm. Vandag weet ons, wat het God gedoen? Hy het 'n familie gekies, ter wille van die hele wêreld. That is the gospel. Hy kies hierdie familie en hy sê, in jou gaan al die nasies geseënd wees. Ons weet, dat uit Abraham se nageslag word Jesus gebore. Wat is Jesus? Hy is die vervulling van God se belofte aan Abraham. En dis wat Paulus nou sê, hoor gou, honderde en honderde jare later, verwys Paulus dan na Genesis 12, in Galasiërs 3, hoor hoe sê hy dit? Hy sê in vers 8, omdat die skrif dit vooruitgesien het. Wie is die skrif? Dis God, dis Jesus, hy is die woord. Die skrif het dit vooruitgesien, wanneer? Daar, Genesis 12, het dit vooruitgesien dat God die heidene op grond van geloof regverdig sou verklaar. Interessant, regverdig in die Grieks beteken ook tot familie verklaar. Die skrif het vooruitgesien dat God die heidene op grond van geloof familie gaan verklaar. Het die skrif, omdat die skrif dit gedoen het, het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig, en jou sal al die nasies geseën word. Die Bybel, incredible. Daar so al, Genesis 12, word die evangelie aan Abraham verkondig. En nou weet ons wie Jesus is, die een wat die belofte kon vervul. En daarom sê Paulus nou in hierdie gedeelte, elkeen wat die naam van die Here aanroep, elkeen wat op die naam van die Here aanroep op hierdie plek, is nou 'n broer, is nou hulle Here, ons Here, dis ons Vader. Hy gebruik familietaal, en net hier, om te verstaan hoe belangrik is familie, hoe sien God familie as deel van kerk, gaan Paulus verder, lees al sy briewe, jy hoor familietaal oor en oor en oor en oor in Paulus se briewe. Jesus kom, en Jesus doen dit ook, en daar's iets wat Jesus ook sê, wat mense geweldig skok,
oor familie. Op 'n stadium, ek gaan dit nou vir julle lees, op 'n stadium bedien Jesus by 'n huis, daar is 'n magdom mense, hulle trap mekaar omtrent dood, hy is daar in die huis, hy bedien, en dan sien iemand, maar hier buite is Jesus sy ma en sy broers, en die persoon kom agter, hulle wil met hom praat. Hoor wat gebeur daar, Matteus 12, terwyl Jesus nog met die skare praat, het hy sy moeder en broers onverwags buite gestaan en wou met hom praat. Iemand het vir hom gesê, kyk, u moeder en die broers staan buite en wil met u praat. Maar hy het die een wat het vir hom gesê het geantwoord, wie is my moeder en wie is my broers? Toe het hy sy hand na sy disippels uitgesteek met die woorde, kyk, hier is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil van my Vader in die hemele doen, die is my broer en my suster en my moeder. Jy lees altyd die deel, dan dink jy, hoe moes Jesus se ma gevoel het? Hoe moes sy broers gevoel het? Nee, dit sal my lekker vir my wees, as my kinders sê, nee, wie is my pa? En lyk of hy my ontken nie, of vir hulle, as ek sê, nee, wie is die kinders? Wat het Jesus hier gedoen? Jesus het nie ewe skielik sy aardse familie ontken nie, nee. Jesus werk so mooi met sy aardse familie, dat terwyl hy in daai toestand van gebrokenheid hang aan die kruis, sê hy vir Johannes, kyk asseblief na my ma. Hoor hoe value hy aardse familie, maar wat doen Jesus hier? Jesus sê, hier's 'n nuwe familie. Hier's 'n nuwe aardse familie in Christus. Almal wat in Christus is, God het 'n belofte aan Abraham gemaak, en almal wat nou in Christus is nou deel van hierdie familie. Jesus beklemtoon hier, dis 'n nuwe mensfamilie, nie meer omdat jy deel is van die bloedlyn van Abraham nie, maar omdat jy tot geloof in Christus gekom het, en omdat jy by Christus ingesluit is. Die groot van hierdie storie is, mense moet 'n bietjie gaan sit en dit verwerk. Maar hoor jy, hoe gaan familie? Al die pad, saam met God se plan. Hy skep in die begin, hy skep 'n familie. Vir hierdie familie sê hy vul die aarde. Daar's 'n sondeval. Dit klink soos die groot storie hierdie, né? Genesis 3 tot 11. Daar's 'n sondebreek. Genesis 12 sluit 'n verbond met Abraham ter wille van die wêreld. En Jesus kom en hy sluit ons in. Die heeltyd familie, familie, familie. In Johannes 3, bekende gedeelte, gaan Nikodemus in die nag, hy glip weg, en hy wil sekere goed by Jesus hoor, en Jesus sê vir hom, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan verduidelik hy vir Nikodemus, hy sê die gees is soos die wind wat waai, jy weet nie waarvandaan hy kom, waai en hy gaan nie, maar jy weet, as die wind gewaai het, dis hoe dit werk as iemand gebore word, die gees werk met jou, hy praat met jou, jy kom tot geloof, tot geloof in Christus, en dan weet jy, die wind het gewaai. En hy sê, Evangelie Johannes 1, skryf Johannes, hy sê, maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Almal wat hom aangeneem het hy die reg gegee om wat te word? Kinders, is weer familie. Hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit 'n liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. Wow. Dat God 'n man en 'n vrou kies om 'n storie te vertel, to reverse the curse, om uiteindelik weer te sê, ek kom en ek sluit julle in my, sodat julle geseënd sal wees. In jou sal al die nasies, al die geslagte geseënd wees. Dis deur die bloed van Jesus, is hy nou ons Vader, is ons nou geregverdig. So belangrik om hierdie te verstaan. So belangrik om hierdie te verstaan, om te sê, ek identifiseer met dit, ek ontvang dit ook vir my eie lewe. Ek wil gou vir jou vanoggend sê, hoe belangrik is dit hierdie? As jy deel is, en 'n mens kry wonderlike saamgestelde gesinne, en ek is so dankbaar daarvoor, en prys vir die Here vir wat hy daar ook doen. Maar kom ons sê, mense het 'n saamgestelde gesin, en van die kinders, beleef hulle as stiefkinders. En partykeer is dit nou hulle eie identiteit, wat dit so ontvang, nê. Maar kom ons verbeel jou, jy sien jouself as 'n stiefkind. Dan is dit asof jy nooit regtig deelneem aan hierdie familie soos wat jy behoort nie.
Daar's iets van die dividend van daai dinamika en behoort van daai familie waarop jy uitmis. Saam met dit kan jy ook nie jou rol in daai familie opneem nie. Want jy beleef iets van wees. En dis hoekom die skrif ook sê, ons is nie meer weeskinders nie. Ons is kinders van God, seuns en dogters. Familie is so geweldig belangrik. Hoor wat skryf Paulus om ons te help om hierdie identiteit aan te neem. Laaste skrif, Galasiërs 3. Hy sê, want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Jy's 'n egte kind. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Dis hoekom die doop so belangrik is. Dis hoekom ons ook altyd sê, mense word gedoop, is 'n verklaring oor hulle lewe, maar hulle word ook in 'n liggaam ingedoop. Hy sê, want julle is nou kinders van God in Christus. Julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, manlik of vroulik nie, want julle is almal een in Christus. Dis 'n identifikasie. Jy word nie meer gedefinieer deur jou verlede nie deur jou status nie deur jou mislukkings nie deur jou prestasies nie. Dis die ander kant van die coin. Jy word nie meer deur dit gedefinieer nie. Jy word gedefinieer. Ek is kind van God. Mense praat altyd met my oor jong mense, oor hulle beroepe. Wat moet hulle gaan doen? Dan sê ek, hoorie, maar ontdek wat het die Here vir jou gegee, wat se gawes, wat se talente, wat se vermoëns. Maar onthou een belangrike ding, jy gaan eendag 'n tandarts wees wat doen, wat jou identiteit in Christus uitleef. Jy gaan 'n haarkapper wees, wat jou identiteit in Christus uitleef. Ek is 'n kind van God, wat 'n werk doen as 'n haarkapper. So Paulus verduidelik hier vir ons hoe belangrik is hierdie identiteit in Christus as kind van God. En as ek sê ek is kind van God, is ek nie familie op my eie nie, maar ek is familie in familie. En in hierdie volgende tyd ook hierdie groepe wat ons wil aanbied, is om te sê, hoe lyk dit in 'n familie waar elkeen ontdek wie hy is? Wat sy gawes is, hoe dit werk. Ek dink daar is soveel meer in die kerk wat ons kan ontdek en ook kan beleef. Nou ons weet ons jaag nie belewennisse nie, maar julle verstaan wat ek sê. Ook wat ons kan beleef, wat ons regtig deel raak van die familie van God. So vanoggend kom hierdie by mekaar, sê Here, as u kerk sien, wat sê u sien nie? U sien u as die hoof, Christus die hoof. Die skrif sê hy moet as koning regeer totdat hy die koningsheerskappy gaan teruggee vir die Vader op die dag wanneer hy terugkom. Hy regeer as koning, hy is gesalf vir dit. Hy het sy koninkryk begin. Hy het 'n groep mense, 'n eklesia. Dis wie die kerk is. Ons kom by mekaar, maar ons is ook 'n eklesia. Maar hierdie eklesia, om hulle regtig te bemagtig en te versterk om te gaan, must be a family. Dit moet 'n familie wees, daar gebeur iets in familie. En dis waartoe die skrif ons nooi, die evangelie van Jesus nooi ook altyd nuwe mense in 'n familie in. Jy kan op jou eie glo, maar jy kan nie op jou eie familie wees nie. So hier is die uitnodiging. As jy dit uitmis op dit, mis jy alles van die wonder wat in 'n familie gebeur. Maar die familie mis ook, want jy neem nie jou rol op nie. Ek sê altyd, God het een plan met hierdie wêreld, dis die kerk. Die kerk is sy plan, om sy koninkryk te openbaar. Ek het so 'n paar sinne by mekaar gesit, ek gaan afsluit met dit. Sommige net 'n klomp sinne, om jou te help sien. Onthou, ons praat oor verbeel jou, verligte oë van verstand, van wat die waarde daarvan is, prakties, sommer net prakties in jou gewone lewe. Partykeer dink ons het 'n gewone lewe en ons het 'n geestelike lewe. Nee, ons het een geestelike lewe, ons wandel in die gees. Sommer net 'n paar praktiese sinne, dat jy vanoggend kan hoor, hoe lyk familie? Kom ek lees dit vir jou. Verbeel jou, jy word môreoggend wakker, met die diep wete, dat jy nie alleen deur die lewe hoef te gaan nie. Want jy is deel van die familie van God. Wanneer jy jou kinders by die skool aflaai, weet jy daar's mense wat vir hulle bid, asof hulle hul eie kinders is. Wanneer jy by die werk instap en die druk bou op, weet jy, daar's familie wat daarvan weet en daarvoor bid. Jy's nie alleen nie.
Wanneer die telefoon lui en die dokter gee slegte nuus, hoef jy nie eers te wonder, 2 keer te wonder wie jy moet bel nie. Maar nog voordat jy vra, is daar reeds mense wat opdaag. Iemand bring kos, iemand pas die kinders op, iemand sit net langs jou, sonder om alles te probeer regmaak. Hulle probeer nie jou pyn wegpraat nie, hulle dra dit saam met jou. Verbeel jou, jy moet jou werk verloor. Die eerste vraag wat jy hoor is nie, wat gaan jy nou doen nie? Die eerste vraag is, hoe kan ons jou help dra, totdat jy weer op jou voete is? Verbeel jou, jy maak 'n fout. Jy struikel geestelik, en jy voel skaam daaroor. Maar in plaas daarvan, dat jy veroordeel of afgeskryf word of moet wegkruip, kry jy mense wat jou optel. Mense wat jou weer herinner wie jy in Christus is, en jou weer help om hierdie wedloop te hardloop. Want familie herstel, familie kanselleer of veto nie. Verbeel jou, die weduwee eet nie alleen nie. Die student hoef nie alleen deur eksamentyd te worstel nie. Die jong ouers hoef nie alleen uitbranding te trotseer nie. Die bejaarde hoef nie alleen siek te wees nie. Niemand hoef alleen fees te vier of alleen te rou nie. Verbeel jou, jy stap Sondag by die kerk in, nie net om 'n diens by te woon nie, maar om by jou familie bymekaar te kom. Jy groet nie net mense nie, jy ontmoet mense wat saam met jou op God se familie se missie leef. En wanneer iemand nuut instap, vra hulle nie, hoe sluit ek aan by hierdie kerk nie, hulle sê, ek voel asof ek tuis gekom het. Verbeel jou familie waar sukses nie gemeet word aan hoeveel mense opdaag nie, maar aan hoeveel mense werklik geken, liefgehê en gedra word. 'n Familie waar niemand perfek is nie, maar almal groei. Waar vergifnis vinniger is as bitterheid. Waar vrygewigheid sterker is as selfsug. Waar waarheid altyd saam met genade kom. Waar mense nie net sê ons bid vir mekaar nie, maar saam leef. Waar ons mekaar se laste dra, mekaar se vreugdes deel, mekaar se geloof versterk en mekaar voortdurend herinner. Jy behoort hier. Jy's 'n seun van God. Jy's 'n dogter van God. Jy's deel van God se familie. En verbeel jou, die wêreld kyk na so 'n familie. En hulle sien nie net 'n kerk of mense wat kerk toe gaan nie. Hulle sien 'n nuwe manier van mens wees. Hulle sien iets wat hulle nog altyd gesoek het. Dit is die droom waarmee Jesus op aarde geleef het. Dit is die droom waarvan Paulus geskryf het. En dit is die droom van God wat die Heilige Gees nog steeds droom en werk. Kom ons sluit ons oë. Ek wil jou vanoggend vra om oor hierdie woord as volg te dink. Eerstens om net te sê, Here, kom wys my wat U sien. As die woord sê, die kerk is 'n familie. As daar goed is wat afgebreek moet word, en miskien het jy in die kerk seer gekry, miskien is jy so 'n bietjie op 'n afstand, bid ek dat daai goed afgebreek sal word, sodat die beauty van God se familie weer naby aan jou kan kom. Maar sê volgens dit, Here, ek bid, Heilige Gees, kom leer my, kom wys my, my verbeelding, prentjies, wat U sien. Wys my prentjie as U my moet genees. Wys my prentjie as U my moet herstel. Wys my prentjie as U my moet aktiveer, as daar iets anders is wat ek moet sien. Die tweede ding, saam met dit, wil ek jou volgende vra, begin te leef soos familie. Begin te leef soos familie. Familie, wat doen familie? Ek het nou 'n mooi storie gelees van wat familie doen. Vra die Here om jou te wys in jou verbeelding hoe om soos hierdie geestelike familie te kan leef.
Dan is hierdie familie, hierdie eklesia wat God gekies het, om die wêreld te nooi na die beauty van sy koninkryk toe. En solank hierdie familie lam gelê word, bly daai missie, of word daai missie teruggehou. The church does not have a mission. The mission has a church. The mission has a family. So net daar waar jy sit, hoor so 'n bietjie voordat jy ook hierdie week oor hierdie woord gaan bid en miskien in groepe gaan saam praat oor dit. Hoor so 'n bietjie wat die Here vanoggend vir jou ook sê.